Vandag vat ek julle na een van Suid-Afrika se mees ikoniese en tog een van sy mees misverstaande landskappe, die Karoo. Op die oog af lyk dit dalk eenvoudig, maar ek kan jou beloof, onder daai stof lê 'n wêreld van kompleksiteit en lewe. Daar's 'n beskrywing wat ek dink dit perfek opsom. 'n Reuse tafellaken van stilte oor die binneland. Daai woorde skep ons dadelik 'n prentjie, né? Van 'n uitgestrekte, oerou en vreedsame halfwoestyn. 'n Plek van oorverdowende stilte en horisonne wat net aanhou en aanhou. En dit is nou die groot vraag. Is hierdie landskap regtig so leeg en eenvoudig soos wat dit lyk? Of is daar dalk 'n dieper, meer dinamiese storie wat net wag dat ons dit ontdek? Goed, kom ons duik in en vind uit. So in hierdie eerste deel gaan ons probeer om verby daai eerste indruk te kyk. Ons gaan as dit ware die oppervlak van hierdie antieke land so 'n bietjie aftop om te sien wat regtig daaronder aangaan. Ja, kyk, vir die meeste van ons is dit mos die Karoo. Daai groot oop vlaktes, kliprandjies, min reën en natuurlik die uiterste hitte en koue. Dis 'n landskap wat geduld van jou vra om dit te waardeer. Maar hierdie prentjie dit vertel regtig net 'n klein deeltjie van die hele verhaal. Jy sien, die ware diep storie van die Karoo lê eintlik onder die grond. Die Karoo supergroep is amper soos 'n geologiese biblioteek. Dit vertel ongelooflike verhale van uitgestorwe reptiele, van oerwoude en selfs van gletsjers. Dit wys vir ons hierdie landskap is allesbehalwe eenvoudig. Dis die resultaat van miljoene jare se dramatiese, ongelooflike verandering. Maar te midde van al hierdie droogte, vloei daar iets wat die hele prentjie verander. So kom ons skuif nou ons fokus na die lewensaar wat dwars deur die hart van hierdie landskap sny. Die Oranje rivier is nie net nog 'n rivier nie, dit is die Karoo se absolute lewenslyn. Dink daaraan, dit begin heeltemal in die berge van Lesotho en vloei dan weswaarts en met elke kilometer bring dit water, lewe en geleenthede na 'n streek wat andersins deur droogte gedefinieer sou word. En dis hier waar dit regtig interessant raak, hierdie kontras. Aan die een kant het jy die stil, uitgestrekte, droë Karoo. En aan die ander kant sy dinamiese teenoorgestelde, die vloeiende, voedende, ritmiese Oranje rivier. Dis hierdie twee kragte wat saamwerk om 'n heeltemal unieke ekosisteem te skep. So, hoe presies doen die rivier dit? Wel, dink daaraan in 4 hoofdele. Eerstens, dit verskaf water vir besproeiing, wat landbou moontlik maak in 'n plek waar dit eintlik nie moet kan werk nie. Tweedens, dit skep 'n habitat vir plante en diere wat nêrens anders sou kon oorleef nie. Derdens, dit was nog altyd die anker vir mense, deur die eeue heen. En laastens, dit dryf vandag nog steeds 'n diverse ekonomie. Reg, kom ons los die water vir 'n oomblik en gaan terug na daai sogenaamde droë dele van die Karoo. Want selfs weg van die rivier is hierdie landskap propvol verrassings. Nou hou vas, want hier's 'n feit wat dalk jou hele idee van die Karoo gaan omkeer. Far van leeg wees, is dit eintlik 'n wêreldbekende brandpunt vir sukkulente. Ja, daai plante wat die absolute meesters is in die kuns van oorlewing. En hier sien ons 'n paar van hierdie kampioene. Van die bekende sukkulente struike soos Ganna en Kapokbos tot die ongelooflike kleurvolle vygies en aalwyne. Daar's selfs super-unieke spesies wat net op daai donker doeleriet-rotse groei en nêrens anders in die wêreld nie. En natuurlik, langs die rivier daai ikoniese groen lint wat deur die landskap sny. Dis die wilgers en riete wat vasklou aan die lewe wat die water bring. En die dierelewe, net so indrukwekkend en divers. Jy het natuurlik die groot name soos springbokke en kudu's wat perfek aangepas is vir hierdie omgewing. Maar dan is daar ook 'n rykdom van klein maar superbelangrike soogdiere soos meerkatte en dassies. En vir die voëlkykers is dit 'n paradys. Jy kry alles van die majesteuse bloukraanvoël tot 'n hele klomp watervoëls langs die Oranje. Maar die Karoo se storie is nie net een van plante en diere nie, glad nie. Dis ook 'n diep menslike landskap, een wat gevorm is deur duisende jare se aanpassing en vindingrykheid. Jy sien, mense is al vir duisende jare deel van hierdie landskap. Dit begin lank terug by die San en hulle rotskuns wat ewe oue stories vertel. Dan kom die veeboere en uiteindelik die moderne dorpe en gemeenskappe wat vandag die Karoo hulle tuiste noem.
En binne hierdie groter patroon van nedersetting rondom water is 'n moderne gemeenskap soos Orania 'n goeie kontemporêre voorbeeld. Hulle maak staat op die rivier vir grootskaalse besproeiingslandbou en is 'n gevalstudie van hoe mense aanhou om die rivier se hulpbronne te gebruik om ekonomiese groei aan te dryf. Reg. So dit bring ons by vandag en meer belangrik, by môre. Wat hou die toekoms in vir die Karoo? Kom ons kyk 'n bietjie na die ontwikkelende ekonomie, wat sy tradisionele wortels met 'n paar verrassende nuwe rigtings kombineer. Kyk bietjie hierna. Die Karoo se ekonomie is besig met 'n ongelooflike transformasie. Ja, die tradisionele dinge soos Karoo lam, dis steeds die fondasie. Maar kyk wat nou gebeur. Aangevuur deur daai rivier, wingerde, pekannenote, selfs pistasienote. En terselfdertyd is daar hierdie skuif na toerisme, sonkrag en selfs wêreldklas sterrekunde met die SKA-teleskoop. En as ons dit afbreek, sien ons 'n heeltemal nuwe prentjie. Neslandbou loop voor, gevolg deur toerisme, wat die Karoo se unieke skoonheid en stilte benut. Maar let ook op hoe belangrik wetenskaplike navorsing, hernubare energie en selfs digitale tegnologie besig is om te word. Die Karoo se ekonomie is duidelik besig om te diversifiseer. Weet jy, op die ou end, dink ek hierdie aanhaling sê dit alles. Die ware krag van die Karoo lê nie in dit wat jy met die eerste oogopslag sien nie. Dis in sy verborgde veerkragtigheid, sy ongelooflike vermoë om lewe te onderhou waar dit onmoontlik lyk en om nuwe geleenthede te skep. En dit los my en vir jou met een laaste groot vraag. As die Karoo, wat ons so dikwels as leeg afmaak, eintlik so ryk en vol potensiaal is, hoeveel ander plekke in die wêreld kyk ons heeltemal mis, bloot omdat ons nie dieper kyk nie? Wat kan ons dan kontak as ons net bereid is om verby die oppervlakte te kyk?